Baie welkom by ons aanlyn diens. Ons is so bly jy kuier saam met ons vandag. Ons hoop jy geniet die boodskap en ons hoop dat hierdie ook vir jou en jou gesin iets beteken. Ons is in week 2 oor ons tema van hoe om te bid. En in hierdie week is al hierdie oomblik wat ek by die huis het, wat die Here met my iets deel, wat ek beleef oor gebed, wat ek graag vanoggend as my inleiding wil gebruik, want ek dink ons almal voel ons kan meer bid, ek dink ons almal voel ons kan beter bid, of meer akkuraat bid, of anders bid. Ons almal het hierdie behoefte in onsself om te leer om beter te bid. En dis die reis waarop ons as gemeente saam is vir die volgende paar weke. Ons kyk hoe die Here ons lei. Ons het gesê aanvanklik 4 weke. Wie weet, dalk vat die Here ons verder. So ons regtig maak staat op die Heilige Gees. Maar vroeër hierdie week het ek my 2 seuns by my. So my oudste se naam is Gideon. Hy is op pad 7 toe. Hy is besig om uit sy klere uit te groei en dit kos my baie geld want jy het nou net klere gekoop en dan moet jy nuwe klere koop. Enige ouers wat die struggle verstaan, hè. En dan kom winter en die baadjie wat laas jaar te groot was is nou te klein, hè. Weet julle waarvan ek praat? Okay, so dis nou waar ons met Gideon is en hy is 'n babbelmond, want mense mag seker nie babbelback sê nie, maar hy praat verskriklik baie en ek is so lief vir daai seun van my. Hy gesels verskriklik baie. Maar in kontras het jy sy boetie, John Mark Schnittler. Klink soos een van 'n kunstenaar. En John Mark, hierdie klein lyfie wat ons in die huis het, kan nog nie praat nie. Maar glo vir my, hy word meer gehoor as sy boetie. Soos vanoggend 3 uur. Maar ek en Jeannie het toe 'n gesprek oor ons seuns en ons sê toe hoe verskillend dit is in verskillende fases. Jy weet, Gideon is op daai plek in sy lewe wat hy kan vra wat hy nodig het. Hy kom en hy sê, "Pappa, ek het hierdie en hierdie nodig vir skool." En hy kan aan my kommunikeer en hy kan presies vir my sê wat hy nodig het, wanneer hy dit nodig het. Maar John Mark aan die ander kant kan nie vir ons sê nie. Ons is op daai plek, die van julle wat kan onthou toe julle nog klein kindertjies gehad het of die van julle wat nou nog babatjies in die huis het, sal weet, dat as hy skree is toch gewoonlik een van 4 goed. Die kind is of honger, en blykbaar mag jy nie vir hulle 'n toebroodjie gee nie, hulle drink net melk, okay? So die kind is honger, die kind is moeg, die kind het 'n wind, of die kind weet self nie wat hy wil hê nie. En is gewoonlik die 4de een. Jy weet, en dan sê jy soos, is okay, en dan kom al 'n wind uit, en dan sê jy van, jy is het gewen, dan begin hy weer skree. En dan sê hy, is hy honger, is hy moeg, wat gaan aan? En terwyl ek deur hierdie ervaring gaan met ons seuns, van die een wat kan praat en die een wat nie kan nie, beleef ek dat dit is dikwels hoe gebed is. Inteendeel, dit is hoe dit is om te leer hoe om te bid. Jy sien John Mark, soos wat hy nou ouer word, met die Here se genade gaan hy kan begin praat. En ons almal ken daai speletjie wanneer jou kind begin praat, wat die oupas en die oupas en die paas en die maas sê pappa, sê mamma. Hy gaan eers mamma sê, nee, hy gaan eers pappa sê. Jy weet, en dan het jy hierdie kommunikasie, en dan kom die oupa, hy gaan eers oupa sê. Jy weet, en dan sal hierdie gesprek tussen wie gaan eers wat se woord sê, en as hy dit klaar gesê het, dan gaan hy iewers te leer hoe om te sê myne, want dit voel vir my, dis die eerste woord wat hulle leer na mamma of pappa, is myne. Kan ek net sien, wie van die ouers het al daarmee gesukkel. Okay? En as dit 'n ander maatjie sin, en dan moet jy nou vir hulle verduidelik, dis nie joune nie, dis iemand anders se. En so gaan jy deur hierdie goed en dan leer hy, nie net om dit te sê nie, maar hy gaan dan goeders kan sê soos bye en hello en die woordeskat begin vergroot. Nou as ons leer bid, is dit dikwels dieselfde. Ons begin deur goeders te sê soos onse Vader wat in die hemel is. Jy weet, dis 'n wegspringplek, maar dis nie waar die Here noodwendig wil hê ons moet bly nie. En ek gaan nou ietsie meer sê weer oor die onse Vader, maar wat ek beleef met gebed is dat gebed werk so, is hoe meer jy bid en hoe meer jy groei in dit, is dit soos 'n taal wat jy aanleer, soos om te leer om te praat. Dit word meer, daar kom diepte daaraan, daar kom sinne daaraan. En wat ek beleef die Here ons as gemeente ons na toe innooi, is om op 'n plek te kom wat hy vir ons wil leer, hoe om met hom te praat, nie soos 'n babietjie nie, maar soos 'n volgroeide Christen. En ek sê nie dat net babietjie Christene, as ek dit so kan sê, onvolwasse Christene bid die onse Vader nie. Inteendeel, ek dink nie ons kan verbygroei nie, verby die onse Vader groei nie. Ek weet die waarhede wat Jesus daarin sit, maar dit voel vir my daar kom by. Dis soos wat jy sê nog steeds mamma en pappa. Jy weet, ek sê nou nog, ek het die voorreg om my ma nou nog in my lewe te kan hê, en ek sê nou nog gereeld vir haar, hallo mams, hallo mamma. Jy weet, ek groei nie verby dit nie, maar ek het bygevoeg al. En soos met die onse Vader, ons beweeg nie verby die onse Vader nie, ons voeg by. En wat my vertroue is, en wat ek die Here regtig voorvra, en wat ek voor ons gemeente voorbid, want ek bid vir hierdie reeks, is dat die Here 'n vuur sal kom aansteek in ons gemeente se harte vir gebed.
Want ek glo dat gebed verander die wêreld. En dat ons op 'n plek sal kom dat ons sal sê, Here, ons wil so geestelik groei dat ons sal kan hoor wat U wil hê ons moet hoor en bid wat U wil hê ons moet bid. En dit bring my by Lukas 11. En ons het laasweek weggespring met Lukas 11 en as jy dalk nie laasweek saam met ons hier was nie, gaan ek vir jou so vinnige oorsig gee want dit is belangrik om hierdie te verstaan voordat ons verder gaan. Jesus kom hier so, hy sê in Lukas 11 vers 1 en 2, hy sê eenmaal was Jesus ergens besig om te bid, soos wat sy gewoonte was. Ons het laasweek daarna gekyk, hy het gereeld weggebreek om te bid. En toe hy klaar was, het een van sy disippels na hom gekom en gesê, Here, leer ons om te bid. So Jesus se gebed het soveel gewig gedra, dat dit hierdie ouens geïnspireer om na hom te kom en sê, Here, ons weet hoe om te bid, want Joodse seuns het geweet, hulle het die Shema gebid 3 keer 'n dag, dis die gebed wat die Jode gebid het, en hulle het geweet hoe om te bid, maar tog iets omtrent Jesus se gebed het iets in hulle geroer om te sê, ek wil so bid. En hulle kom na Jesus toe, en Jesus kom en hy sê toe vir hulle, hy het hulle geantwoord, dit is hoe julle moet bid. Onse Vader in die oorspronklike vertaling, as jy na Grieks gaan kyk daar, dan praat dit van ons Vader, wat in die ons Vader, en dan sê in van die ander vertalings wat in die hemel is, laat U naam geheilig word en laat U koningsheerskappy begin, of laat U koninkryk kom. En ek het 4 waarhede laasweek gedeel wat ek net weer wil herhaal vanoggend. En die eerste ene is dat God is ons Pa. Die woord wat vir God die meeste in die Ou Testament gebruik word vir die emosie van God, is die Griekse woord ragum, en dit beteken om 'n deernis te hê. Dis dieselfde gevoel wat 'n ma het vir 'n pasgebore babietjie. Sy sal alles gee vir hierdie kind, en daai emosie beskryf hoe God voel oor jou. En as ek en jy nie God se hart teenoor ons verstaan nie, kan ons nie tot hom nader as 'n pa nie. Ons kan nie verstaan dat hy die beste vir ons wil hê nie. Ek en jy kan nie hierdie lewe, hierdie verhouding saam met Jesus hê, as ons nie verstaan dat hy is 'n pa wat vir ons omgee, en wat vir ons net die beste wil hê nie. Inteendeel, in hierdie week, terwyl ek besig is om deur hierdie goed te gaan, lees ek dat een van die skrywers skryf, hulle sê dat die rede hoekom Jesus sê ons moet tot God nader as Vader is, want dit skep weer God se identiteit vir ons. Dit herstel God se identiteit vir ons. Jy sien, in die tuin van Eden het die vyand gekom, en die eerste ding wat hy kom aanval het, was mens se prentjie van God. Jy sien, ons het God gesien as hierdie kwaai oom wat nie wil hê ons eie wil moet hê nie. En hier kom Jesus, en Jesus sê, nee, die rede hoekom God gesê het, moenie van die boom eet nie, is want hy's lief vir jou, en hy gee om vir jou. En daarom kom herstel Jesus die prentjie, wanneer hy ons leer om te bid, is hy herstel dit deur te sê, nader so tot die Vader. So ons het begin daar, ons Vader. En dan sê, wat in die hemel is, en daai woord hemele beteken, dis nie iewers ver nie, inteendeel die Griekse woord daar, wat gebruik word, is dit soos asem. Dat God is naby, dat wanneer ons met God praat, is hy nie iewers te ver besig om ons te ignoreer nie, hy is naby. En dan bring dit my by die derde punt, wat Jesus kom en hy sê, om sy naam geheilig te word, beteken om ons geluk in hom te vind, want hy's anders as ons omstandighede. Hy's heilig, hy's beter, daar's niks soos hy nie. So wanneer ons tot God nader sê, ons Here, U is my Pa, ek weet U is naby, ek vind my geluk in U. En dan laastens sê hy, Here, laat U koningsheerskappy kom. En dis waarby ek vandag wil bietjie stil staan, want die res van hierdie gebed wat Jesus ons leer, is om te verstaan dat wanneer ons bid, is daar verandering wat kom. Hy sê nie net, Here, U is goed, hy verklaar nie net goed wat waar is nie, hy vra vir iets om te kom. Hy sê, Here, laat U koningsheerskappy kom, of laat U koninkryk kom. Dit beteken, Here, soos wat dit tans in die hemel gaan, waar U in beheer is, Here, waar daar geen pyn en lyding is nie, Here, waar ons hoef nie te huil daar nie, want U is totaal en al in beheer. Here, laat dit wat daar is, vandag in my lewe geskied. En alles wat Jesus hierna gaan bid, vloei uit daai plek uit om te sê, Here, soos in die hemel, so ook op aarde. Dis ons jaartema. Here, soos in die hemel, so ook op aarde. En ek lees hierdie, en dan gaan Jesus aan, en hy sê die volgende in vers 3 en 4, hy sê, gee ons die porsie brood, wat ons vir elke dag nodig het. En vergewe ons sondes, net soos ons die, wat teen ons gesondig het vergewe, en bring ons nie in versoeking nie. Kyk, so Jesus sê dit, ons gaan nou terugkom na vers 3 en 4 toe, maar dan gaan Jesus aan in vers 5, en hy sê die volgende, toe om hulle meer te leer van gebed, het hy vir hulle hierdie voorbeeld vertel, het hierdie voorbeeld gebruik. Gestel, jy gaan in die middel van die nag na 'n vriend se huis toe, om 3 brode te leen, en jy sê vir hom, 'n vriend van my het pas aangekom vir 'n besoek, en ek het niks vir hom om te eet nie. En hy sou uit sy slaapkamer antwoord, moet my nie pla nie.
Kan ons net gou eerlik wees, as iemand 2 uur in die oggend aan jou deur kom klop? Ek soek brood. Wat gaan jou reaksie wees? Dink dit gou by jouself. Ek slaap man, wat soek jy? Ek soek brood. Okay? En dan gaan hy aan, hy sê, moet my nie pla nie, die deur is gesluit vir die nag en ons almal is al in die bed. Ek kan jou nie help nie. Nee, ek sê vir julle, al sou hy dit nie as 'n vriend doen nie, as jy net lank genoeg aanhou klop, sal hy vanweë jou onbeskaamdheid opstaan en vir jou gee wat jy nodig het. En Jesus aan, hy sê, en ek sê vir julle, hou aan vra en vir julle sal gegee word wat julle vra. Hou aan soek en julle sal vind. Hou aan klop en die deur sal oopgemaak word, want enige een wat vra, ontvang, en enige een wat soek, vind, en die deur word oopgemaak vir enige een wat klop. Julle vaders, as julle kinders vir 'n vis vra, gee julle dan vir hulle 'n slang? Of as hulle eier vra, gee julle dan vir hulle 'n skorpioen? Natuurlik nie. As julle sondige mense dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees gee vir hulle wat hom vra. Nou net so 'n klein bietjie agtergrond oor hierdie vers 5 tot 13. Jesus kom hier en hy gebruik iets wat relevant is tot hulle tyd. En hy gebruik 'n metode om te kommunikeer wat baie van die leraars van daai tyd gebruik het. So 'n relevante storie. In daai tyd, en baie vandag se oosterse mense, vir hulle is 'n baie groot waarde om saam te kuier, gasvryheid. So as iemand by jou aanklop, maak jy jou huis oop, jy nooi hulle in, hulle kuier saam met jou. So gasvryheid vir hulle is amper soos biltong vir Suid-Afrikaners. Dis vir ons baie, baie na in die hart, okay? En so wanneer Jesus hier praat en hy sê, daar het iemand gekom en hulle het aan my deur aangeklop en is 'n vriend wat kom oorslaap het vir die aand, het almal daar verstaan wat Jesus van gepraat het. Want in daai tyd as iemand by jou huis aangeklop het, al was hulle nie genooi nie, is hulle meer as welkom, want dis vir hulle 'n ongelooflike groot waarde. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek dink ek sal hulle toelaat, maar ek weet nie altyd vir my vrou nie, nê. Die huis is nie skoon nie. Of ons het nie genoeg kos nie. Jy sien, en saam met dit, in die Joodse gebruik was dit altyd so, dis jou verantwoordelikheid om seker te maak dat daar altyd kos in jou huis, dat as iemand onverwags aan jou deur sou kom klop, dat daar vir jou kos sou wees. En hierdie man is blykbaar nie 'n goeie vriend nie, want hy het nie seker gemaak dat daar kos is vir hierdie vriend nie. En so Jesus gaan dan aan en hy sê, en dan gebruik hy die gedagte en hy gebruik 'n metode wat ons praat van kommunikasie, van hoeveel te meer. En so wat Jesus hier kom doen, is hy kom leer hulle iets van God se hart, God se vaderhart. So hy sê vir hulle, iemand het by jou aangeklop, hulle kom by jou huis, hulle wil kos hê, jy voorsien vir hulle, jy doen die regte ding, maar jy het nie die goed in jou huis om vir hulle te voorsien nie. Hy sê, dan gaan vind jy uit en jy kry by iemand anders, iemand wat kan voorsien. Nou net gou in dit, ons as mense kan nie vir ander mense gee wat hulle nodig het nie, slegs God kan. Hy kan jou gebruik om dit vir iemand anders te gee, maar die hele gedagte hier is dat ons moet na God toe gaan en God voorsien vir ons. Maar dan kom Jesus hier en hy gebruik hierdie hoeveel te meer. So wat Jesus hier kom sê is nie, want party mense lees hierdie skrifgedeelte heeltemal verkeerd. Hulle kom lees en hulle sê dat wanneer jy hierdie skrifgedeelte lees, is dat God is soos 'n kwaai oom wat jy in die middel van die aand pla, en as jy net lank genoeg klop, gaan hy net vir jou iets gee sodat jy moet weggaan. Kan ek dit vir jou sê, dis glad nie wat Jesus hier sê nie. Inteendeel, Jesus se punt is nie dat God soos 'n swak vriend of 'n knorrige buurman is nie. Hy sê nie dat as jy aanhou klop of nie moed opgee, dat God uiteindelik sal toegee om van jou ontslae te raak nie. Dis nie God se hart nie. Nee, Jesus se punt is, moenie die volgende mits nie. Jesus se punt is, as selfs 'n nors, knorrige buurman vir jou sal gee wat jy vra, hoeveel te meer sal jou Vader in die hemel vir wie jy 'n seun of dogter is vir jou gee wat jy vra. Jy sien, hy kom sê, as hierdie buurman net van jou ontslae sal raak en vir jou iets gee, hoeveel te meer sal ons hemelse Vader vir jou gee wat jy hom vra. Jy sien, gebed is God se kinders, onthou dit begin by Vader. Vader, ons kom na U toe, ons weet U is naby, ons weet U is goed, en ons weet U wil verandering bring. Dis laasweek se boodskap. Nou nader ons tot daai Vader, en ons moet besef dat daai Vader kyk na ons as kinders. En dat ons is, en dis hoekom Jesus gaan aan en hy sê, as julle weet wat goed is om te doen vir julle aardse kinders, soveel meer weet ons hemelse Vader wat om te doen vir julle. En wat Jesus ons hier na toe uitnooi, is hy nooi ons in 'n lewe in wat ons God se hart vir ons verstaan. Jy sien, want ons kyk nou na God as Vader, maar besef ons dat die Vader kyk na ons as seuns en dogters. En ek weet nie van jou nie, maar my seentjies kan nog ons my arm draai.
My seuns kan my nogals kry om goed te doen. En partykeer sê ek vir hulle nee, want ons nie budget nie, of ek sê vir hulle nee, want ek weet dis nie vir hulle goed nie, en partykeer sê ek net nee, want ek wil vir hulle nee sê. Is dit net ek? Ek het nou gedink, ek was nou bang is net ek, nou dink julle ek's 'n slegte pa, Here help my asseblief. Maar partykeer sê ek net nee, want jy kan nie altyd, my maat my een keer, toe sê sy vir my, weet jy hoekom sê ek vir jou nee? Ek sê, hoekom mamma? Sy sê, want jy moet leer om nee te kan vat as 'n antwoord. Hoe durf sy? En toe ek ouer word, toe begin ek leer by 'n werksplek, en kom jy en sê, hoor julle, ek het hierdie idee wat ek graag wil uitvoer, en dan sê my baas vir my, nee, ons kan nie dit so doen nie, en as ek vra, hoekom, dan sê hy, want ek sê so. Ek het nou baie van julle se ouerskap nou net verduidelik, jy weet, tentoongestel. En partykeer sê my ma vir my net nee, want sy probeer my leer, dat partykeer gaan jy nie altyd kry wat jy wil hê nie. En ek sien in die woord hierso, ek sien, maar God sê, as julle aardse ouers is so, hy sê, maar ek is julle pa. Ek is julle hemelse pa, en ek is lief vir julle, en hy kom hier so, hy sê vir ons om 3 goed te doen. Hy sê, julle moet hou aan vra, hou aan soek, en hou aan klop. En in Grieks, interessant is, as jy nou gaan kyk na die tense, onthou julle toe ons op skool tenses gedoen het, past, previous tense, ek gee nou vir van julle nagmerries van Engelse klas, future tense, hierdie manier wat hulle oor praat, is iets wat aanhoudend gebeur. Iets wat gebeur, wat hou aan vra, hou aan klop, hou aan soek. Sien, dis wat God kom, hy sê, wanneer ons tot hom nader, moet ons aanhou, want hy's 'n liefdevolle Vader. Wat Jesus eintlik ons hier kom leer, as hy kom leer ons om 'n gebed te bid van petisie. Nou, petisiegebed beteken ons kom na ons Vader toe, met ons begeertes, met ons behoeftes, met dit wat ons nodig het vir elke liewe dag. En dis hoekom in vers 3, en ek wil teruggaan na vers 3 toe, sê hy die volgende, gee ons die porsie brood wat ons vir elke dag nodig het. Gee ons die porsie brood wat ons vir elke dag nodig het. En so wie nie gaan jou net jou oë sluit vir 'n oomblik nie. En terwyl jy jou oë gesluit het, besef dat daar seker goed wat jy vandag van God af nodig het. En ek wil hê jy moet dink aan wat het jy vandag van God af nodig. Here, ons het vandag geduld nodig. Here, ons het vandag U nabyheid nodig. Here, ons het wysheid vandag nodig. Here, ons het U hart nodig. Here, en in hierdie oomblik terwyl ek bid, beleef ek dat daar's van ons wat se aandag afgetrek word, wat U vir ons sê, kyk verby die geraas en kyk in my vas. Ons het U nou nodig. En dankie dat te midde van wat om ons aangaan, bly U in beheer. Ons het U nou nodig. En Here, waar ons gedagtes ook al nou heen gegaan het, bring ons terug, sodat ons U kan hoor. Sodat ons kan hoor wat U vir ons wil sê. Here, ons het U nodig. Ons het nodig dat U met ons sal praat. Amen. Jy sien, dis wat petisie doen. Ons vra vir God, en hy hoor ons harte. Nou moet nie hoor, jy kan na God toe gaan en sê, Here, ek wil 'n Lamborghini nie. Jy kan dit vir hom vra, hy gaan nie noodwendig vir jou gee nie. Okay? Want baie mense dink, en ons 'n teologie wat ons noem die prosperity gospel, wat ouens preek, as jy net die Here lank genoeg vra, dan sal hy dit vir jou gee. En dan gaan nou vir julle uit die woord uitwys, dat dit is glad nie skrif gefondeer nie, en dit is nie hoe die Here werk nie. Maar daar's sekere goed wat ek as kind aan my pa toe kan gaan en sê, Here, hier is 2 goed, en ek wil hê, wanneer jy 'n petisie bid, wanneer ons na God toe kom en sê, gee ons die porsie brood wat ons vir elke dag nodig het, is daar 2 goed wat ons vir God vra. Ons vra hom vir ons behoeftes, en ons vra hom vir ons begeertes. Daar's 'n verskil. Behoeftes is, Here, ek kan nie hier sonder klaarkom nie. Soos byvoorbeeld, Here, ek het vandag geduld nodig met my kind wat 3:00 die oggend my wakker huil. Help my asseblief, ek het geduld nodig, okay? Aan die ander kant het ek behoeftes. Here, ek wil asseblief nie met my parmantige perspikant toe ry nie. Mag iemand vir my 'n kar bless in Jesus naam. Jy weet, begeerte, behoefte. En wat ek bid wanneer ek hier bid, is ek sê, Here, gee my die wysheid om te verstaan wat is wat. Want partykeer verwar ons begeerte met behoefte. Ek kan nie sonder hierdie klaarkom nie. En dit gebeur veral wanneer jy jonger is. Here, ek kan nie sonder hierdie iPhone klaarkom nie. Wie van julle se tieners het al dit vir julle gesê? Hulle kan sonder hom klaarkom, man, koop vir hulle Nokia 3310, jy hoef nooit weer vir hulle 'n ander foon te koop nie. Onthou julle daai goed? Jy weet die ding wat hulle gemaak het wat die uselesste is 'n sakkie vir 'n Nokia 3310. Want hoekom maak jy daai ding? Okay? So jy daai ding. So ons kom met petisie en ons kom na God toe en ons sê, Here, ons het nodig dat U by ons sal wees.
Maar daar's partykeer goed wat ons na God toe kom. En ek gaan nou baie reël met julle raak. Wat ons na God toe kom met 'n petisie en ons vra God soos Here, U weet ek het hierdie nodig. En in ons lewe vir 'n lang tyd was dit, Here, ons soek nog 'n kind. En in dit is daar nog goed wat ons die Here voor vra en wat ons die Here voor vertrou. En een van die gebede wat ons gereeld gebid het is, Here, U weet, Gideon bid vir sy boetie of sussie, Here, en as jy hierdie gebed net vir hom, ons probeer mos die Here se arm draai partykeer in gebed. Here, kyk arme Gideon se hart. Ja, ons probeer ons die Here se arm te draai. Maar dan kom ons in petisie daagliks na die Here toe. Maar dan is al ander goed wat gebeur het. Ek kan julle nou vertel. Een keer, byvoorbeeld was my kar se tyres, ek praat altyd vir my parmantige pers Picanto. Ek ry so klein pers Picanto, okay? En in my parmantige pers Picanto se tyres was opgewees. En ek het dit nie eers gesien nie, en ek stop by 'n koffiewinkel om saam met iemand koffie te drink, en ek klim uit die kar uit, en ek onthou hoe ek na hierdie tyres kyk, en ek dink, en ek sê, Here, asseblief, U moet voorsien. En dit was 'n maand wat my vrou nie gewerk het nie. So op daai stadium net een salaris getrek, en dit was bietjie moeilik geweest, en ek onthou ook na hierdie tyres kyk, en in 'n oomblik bid ek sê, Here, ek weet U voorsien vir ons. En ek gaan sit in die koffiewinkel en ek wag. En die ou wat my ontmoet daar, sy naam is Hannes, en Hannes stop daar. Julle ken gelukkig nie vir Hannes nie. Maar Hannes stop daar, en Hannes klim met die kar uit, en hy kyk my kar so, en hy kom, en terwyl ek by hom sit, kry ek 'n inbetaling van hom af. Ek sê, Hannes, hoekom moet jy nou net vir my geld oorbetaal? Hy sê, jy moet 4 nuwe tyres op jou kar sit, dis wat die Here nou net vir my gesê het om vir jou te sê. Ek sê van, Here, wow, ek het gebid en nie dadelik geantwoord. Jesus, Here is amazing. Here, ek wil asseblief R1 miljoen hê. Nee, Marius. Maar petisie is net een oomblik gevra en die Here het geantwoord. Maar dan fast forward dit klomp jaar, en kan ek net gou vir julle sê, die Here het al vir daai parmantige pers Picantoetjie vir my al 3 keer vir my deur verskillende mense tyres voorsien. Soos 'n getuienis van hoe die Here net, en ek het nooit gevra nie, die Here het nog net altyd voorsien. En ek is so dankbaar. Soos elke keer as ek met daai karretjie ry, dan dink ek, Here, hierdie karretjie is lig op brandstof en sy tyres is geseënd. Amen. Okay? Want dit is 'n getuienis, maar meer is dit. En net gou so, ek het 'n reël, en ek het dit al vir julle gesê, dat as God enigiets antwoord, enige gebed vir my antwoord, dan skryf ek dit neer. En ek gee daai joernale vir my seuns. Eendag gaan hulle, wanneer hulle oud is, deur daai joernale lees, en hulle gaan sien wat God vir hulle pa gedoen het, en vir hulle ma gedoen het, omdat ek dit neergeskryf het. So moenie nie die antwoorde op jou gebede neerskryf nie, maar fast forward dit klomp jaar van daar af. En ek staan in 'n hospitaalkamer, waar 'n dokter vir ons sê, ek kan nie verstaan hoekom julle nie swanger word nie. Toetse gedoen by my, toetse gedoen by Jeannie, en ons verstaan nie hoekom julle nie swanger word nie. En ek onthou hoe my vrou langs my sit en huil, en ek sê, Here, ek weet nie meer wat se kant toe nie. En ek huil en ek bid en ek sê, Here asseblief, en vir maande aan een is ek besig met hierdie petisie. Here, U ken ons ouer harte. Here, en dan lees jy goed soos van kinders wat in asblikke gegooi word, en dan sê jy, Here, hoekom gee U vir hulle kinders, maar vir ons wat goeie ouers is, gee U nie kinders nie. Jy sien, dis my belangrik om hierdie punt volgende tuis te bring, want dikwels kan ons praat oor gebed, en wanneer ons praat oor gebed, dan sê ons, jy weet, die Here is goed, en die Here gaan altyd antwoord, en ons laat dit klink asof, jy moet net lank genoeg bid, en dan gaan die Here vir jou gee wat jy wil hê. Maar daar's kere wat ons bid, wat die Here nie ons gebede beantwoord nie, en dit maak seer. Dit maak seer, en ons van julle wat vandag hier sit, jy bid vir 'n verlore kind, wat nie die Here dien nie. Daar's van julle wat hier sit, dat jy bid vir deurbraak in jou finansies en dit kom net nie. Daar's van julle wat in dieselfde bootjie sit as wat ons gesit het en gebid het en gesê het, Here, hoe lank nog? Here, gaan U ooit? Kan ons reël met mekaar wees, daar's oomblikke wat ons bid vir siek kinders in ons gemeente, en gaan die kinders nog steeds dood. En dit maak seer, en ons skets partykeer hierdie prentjie van God, dat as ons net lank genoeg bid, en ons bid net reg genoeg, en die Here vir ons gee wat ons wil hê. En ek sien nie dit in die woord nie. Inteendeel, wanneer ek deur die woord gaan, dan sien ek van Dawid na Paulus, na Abraham, na Noag, hulle almal was hierdie manne en vroue gewees, wat gekom het en hulle het gebid, en hulle dikwels seer gebede met God gedeel. Inteendeel, Dawid is my die beste voorbeeld hiervan. As ek na Dawid se storie kyk, Dawid is die man met die meeste gebede in die Bybel. So die psalms kan gesien word as gebede. In die middel van jou Bybel gaan jy die psalms kry. En wanneer jy dit oopmaak, dan sien jy dikwels hoe hy met die Here gepraat het, en met die Here gestoei het, en vir die Here gesê het, Here, help my in hierdie, en dis aaklag, maar dat hy altyd geëindig, maar U bly in beheer. En wanneer ek kom by hierdie vers 3 van Lukas 11, dan sê ek, Here, U weet wat ek vandag nodig het, maar dan sê ek vir myself die volgende woorde, en ek het dit vir my so groot hier neergeskryf en gehighlight, is, Here, ek sal vertrou ten spyte van.
Ek sal vra ten spyte van. En die prentjie wat die Here vir my gee is amper soos my seun wat na my toe kom en sê, "Pappa, kan ek asseblief 'n sjokolade kry?" Maar dan het hy nog nie sy aandete geëet nie. Ek wil vir hom die sjokolade gee. Maar ek weet as ek in hierdie oomblik vir hom hierdie sjokolade gee, is dit nie vir hom goed nie. Dis nie goed vir my en sy ma se verhouding nie. Maar dis nie goed vir hom nie, want dit gaan sy eetlus wegvat en dan gaan hy nie sy groente eet en die sterk jong man word wat ek weet hy kan word nie. So ek weerhou soms sekere goed van hom want ek weet dis goed vir hom. En ek sien hierdie prentjie en iewers te val elke illusie bietjie uitmekaar uit en ek sien hoe God sekere goed van ons of partykeer weghou. En hy sê jy sien net so klein en jy bring dit na my toe, bring elke versoek. Die woord sê bring elke versoek na God toe. Maar partykeer sien ons net hierdie, ons sien net die nou. En God sien die groot. En ek kan nie vir julle sê hoekom het ons kind verloor nie. Nadat ek in 'n hospitaalkamer gesit het en gesmeek het en gesê, Here asseblief. Ek kan nie verstaan hoekom ons vir my aanneem, ek maaster gebid het en sy het nog steeds dood gegaan nie. Ek kan nie dit verstaan nie. Ek kan nie verstaan hoekom al vir my familielede is wat ek weet nie die Here dien nie. Hulle draai nie na die Here toe nie, maar ek hou aan bid en ek sê, Here, ek verstaan nie. Maar die Here sê vir my kind, eendag sal ek jou wys. En vir van ons vandag is dit die antwoord op jou gebed. As die Here sê nie nou nie. Of die Here sê nee. En nie omdat hy nie 'n goeie pa is of vir jou omgee nie. Hy sê nee, want hy weet iets wat ek en jy nie weet nie. Hy sien 'n groter prentjie en hy bly nog steeds in beheer. En dit is vir ons moeilik om dit te verstaan, want dit maak seer. Maar Jesus sê hy's 'n goeie pa. Jesus sê hy gee om vir jou. Jesus sê hy's naby, selfs in jou seer. En so wanneer ons kom bid en ons sê, gee ons vandag ons daaglikse brood, partykeer beleef ek, dis nie net voorsiening nie, maar partykeer beleef ek, dis soos wat Jesus gesê het, hy gee vir ons woord. Jy sien, toe Jesus in die woestyn aangeval was in Matteus 4, en Lance, jy kan vir my daai skrifgedeelte in Matteus 4 opsit, antwoord Jesus, wat soms, hy antwoord die vyand en hy sê, nee, daar staan in die skrif geskryf, 'n mens het meer as brood nodig om te lewe, meer as net voorsiening nodig, maar wat jy eintlik nodig het is om te leef van elke woord uit God se mond. En partykeer gaan God nie vir jou gee wat jy vra nie, hy gaan vir jou woord gee. Hy gaan skrif in jou lewe inspreek. Hy gaan vir jou sê, soos die psalmskrywer skryf, ek is naby aan hulle met gebroke harte. Ja, ek het nie noodwendig vir jou gebed geantwoord soos wat jy dit wou gehad het nie, maar weet jy wat, ek is nog steeds daar vir jou, ek voorsien nog steeds vir jou. Ons van ons wat vir die Here sê, Here, gee deurbraak in my finansies, en die Here sê, dit sal kom, maar jy het eers nodig om te leer dat jy van my afhanklik is en nie van 'n salaris afhanklik is nie. Dat ek vir jou voorsien. En so kan ons aangaan vanoggend, en dis hoekom ek vir jou sê, vandag, bid ek nie net wanneer ek, Here, gee my wat ek nodig het vandag nie, ek kom en ek sê, Here, gee my u woord wat ek vandag nodig het. Gee vir my dit wat ek in my hart nodig het om deur hierdie dag te kom. En ons van ons wat in die lewe ingaan en ons wonder hoekom ons moedeloos en ons wonder hoekom weet ons nie wat se kant om te gaan nie, maar ons vra nie Here voorsien vir ons u woord nie. En dan maak ons die woord oop en ons kry dit. Hierdie is 'n gebed wat ek elke keer bid voordat ek my Bybel oopmaak. Voordat ek lees nie net die Bybel nie, dis nie net nog 'n boek nie, dis God se woord. So voordat ek daai boek oopmaak, as ek onthou dan gaan ek en ek sê Here asseblief, mag dit wat ek hier lees met my praat, mag dit woord wees vir my siel, mag dit brood wees vir my gees. So ons kom en ons sê, Here, U is naby, U is goeie Pa, U is net goed, Here, U is anders as hierdie wêreld. Here, U wil verandering bring, en dankie dat U vir my voorsien dit wat ek nodig het. Al is dit nie altyd soos wat ek wil hê dit moet wees nie. En dan gaan hy aan en hy sê die volgende, as kies voordat ons aangaan, Jakobus 4 vers 2, net so oor gebed. Want ek dink een van die redes hoekom ons nie meer hierdie gebed bid nie, en as ek nou vanoggend baie eerlik met julle moet wees, dit is iets wat my gebeur het, is ek het op 'n plek gekom wat dit voel vir my die Here antwoord nie my gebede nie, so ek hou op vra. En ons van julle wat dalk hier is, jy vra nie meer nie. En ek het my vrou se toestemming om hierdie met julle te deel, maar eendag toe sê ek vir my lief, praat jy nog met die Here, en sy sê vir my, hoekom hy antwoord nie my gebede nie. En ek onthou ook daai dag voel, ja, hoeveel keer is dit ons storie? Hoeveel keer is dit ons wat ons sê? En ons moes deur dit werk, en ons het weer met die Here begin praat, en die Here moes 'n groot stuk genesing bring, en ons ook van julle wat vandag sê die Here, ek wil begin met genesing in jou lewe. Maar ek beleef hoe die Here kom, en hy sê vir ons, moenie net omdat jy nie kry wat jy voor vra, ophou vra nie. Want ek is 'n goeie God, en ek wil jou behoeftes ken. En Tienel, hoor wat sê Jakobus 4 vers 2, julle wil dinge
julle wil dinge hê wat julle nie het nie en pleeg dan moord om dit te kry. Met ander woorde, julle vat in julle eie hande. Julle is jaloers oor wat ander het en as julle dit nie in die hande kry nie, veg en beklei julle om dit by hulle te vat. En eintlik is die rede hoekom julle nie het wat julle het nie, die feit dat julle nie God daarvoor vra nie. Jesus sê, hou aan vra. Nou hierdie skrifgedeelte word deur baie mense gebruik om te sê, gebed is dat God is soos ons geestelike genie. Vryf die lampie, Here, U is goed. Kan nie asseblief vir my A, B en C gee? En dis vir, soos die ouens wat sê, God wil net jou finansies gee, God wil net vir jou baie gee. Kyk wat sê Jakobus 4 vers 2, jy moet net vra en die Here sal gee. Maar hulle skiep vers 3, lees gesond met my vers 3. En selfs wanneer julle vra, kry julle dit nie, omdat julle motiewe verkeerd is. Julle wil goed hê, net om dit self te geniet. En wat Jakobus, Jesus se broer ons hierteen waarsku, hy sê, jou hart moet in lyn wees met God se hart. En julle sal hoor, wanneer ek bid, sluit ek dit amper altyd af met in Jesus naam. Jy weet, dis nie net 'n oulike ding wat mense sê aan die einde van jou gebed nie. Het jy al ooit gestop en gedink, wat beteken dit om te sê in Jesus naam? Wanneer jy bid, Jesus sê, enigiets wat jy in my naam vra. En wat Jesus sê, is nie net, dis soos, jy weet, wat is daai woord wat ons altyd gesê het, as ons wil hê 'n deur moet oopgaan, onthou julle toe ons klein was, ek wil nou sê abracadabra, maar so, ek sê nie, jy moet dit sê nie, hoor. Maar open sesame, onthou julle dit, open sesame. Jy weet, dit is soos 'n magic woord, en as amper mense, ek het verlang gedink, dit beteken, okay, Here, as ek net sê Jesus iewers in my gebed, dan gaan dit, dis soos open sesame, dan gaan die Here antwoord. Maar is glad nie wat dit beteken nie. En Jesus naam beteken, Here, dit wat ek vra, bring ek in lyn met U hart. Dit wat ek vra, bring ek in lyn met u motiewe. Here, dit wat ek vra, bring ek in lyn met dit wat u wil sien gebeur, met koninkryk op aarde. Jesus op aarde. Jy sien, en so wanneer ek my gebede bid, elke keer, dan sê ek, Here, mag u wil geskied, Here, kom vandag. En inteendeel is baie keer dat mense vorentoe kom vir gebed, en dan sê hulle, Marius, sal jy vir my bid vir dit en dit, en dan terwyl ek vir hulle bid, dan beleef ek, Here, sê, dis nie noodwendig my hart, en dan sê ek, en dan sluit ek al gebed af, ek sê, Here, maar laat u wil geskied in hierdie mense se lewens. En jy moet dit nooit bid uit 'n plek van vrees uit nie, want ek het al beleef, en ek en Colin het in die week 'n gesprek. Is baie keer wanneer ons vir mense bid, dat ons bang dit wat ons bid gaan nie waar word nie, dan sê ons maar Here, laat u wil geskied, want dan sal ten minste dit was nie die Here se wil nie. En dis 'n plek van vrees uit, ek beleef nie dit nie. Maar ons kere wat ek bid vir mense, dan wys die Here vir my, ek gaan nie hierdie gebed verhoor nie. Want hierdie gebed was nie van my af nie. Hierdie is nie my plan met hierdie. Soos mense, Here, asseblief gee vir my daai promosie, en dan beleef ek hoe die Here vir my sê, hierdie persoon se karakter en die posisie wat hulle wil hê, kom nie by mekaar uit nie. Daarom weerhou ek dit van hulle, want ek wil hê hulle moet nog groei. Daar's mense wat bid, Here, asseblief maak haar oë oop dat sy sal sien dat ek met haar moet trou. En dan sê die Here, my chomma, jy gaan nie goed wees vir haar nie, en sy gaan nie goed wees vir jou nie. Nee, deny. En die Here sê, nee, ek het vir iemand beter instoor. En ek sien dit veral onder ons jong mense. En as al kere wat ek vir mense gebid het, en ons kere wat ek dit al vir myself gebid het, Here, verander my finansies, dan sê God, ek wil nie jou finansies verander nie, ek wil jou hart verander. En dis hoekom ek nie vir jou dit gee wat jy voorvra nie. En so daarom is dit vir my belangrik, wanneer ek bid in Jesus naam, wanneer ek my gebede bid, dan sê ek, Here, mag my wil in lyn wees met u wil. En as my wil nie in lyn is met u wil nie, Here, wil ek my wil in lyn bring met u wil. Nie u wil in lyn bring met my wil nie. Is dit ons harte wanneer ons gaan om te bid? Jy sien, want dit is wat dit moet wees. En dan kom Jesus hier uit, en hy vat ons na 'n moeilike plek toe. So hy begin, God is naby en God is goed, en hy gee om. Vra hom wat jy nodig het. En dan gaan hy, en dit gaan nie meer oor my en God nie. En dis hoe die Onse Vader werk. Dis ek en God, my fokus op God, my behoeftes vir God, en dan gaan hy hier so in vers 4, en God, my verhouding met ander. Hoor wat hy sê in vers 4. Ekskuus nee, ek wil vir julle net gehou, ek vergeet 'n paar skrifgedeeltes. So Psalm 5 vers 2 tot 4. Hoor hoe mooi skryf Dawid hier. Hy sê, o Here, luister tog na my gebed. Hy kom met verwagting na God toe. Hy sê, gee aandag aan my versigtiging. Luister tog na my geroep om hulp, my koning en my God, want dis tot u dat ek bid. Here, in die oggend sal u my stem hoor, en soggens bring ek my versoeke vol verwagtinge na u toe. Dawid kom na Jesus toe, en hy sê na God toe, en hy sê, Here, hier is ons wat ek wil hê. Maar as jy deur die hele Psalms lees, dan sê jy elke keer, die Here het nie elke keer Dawid se gebede verhoor nie. Maar tog het Dawid aanhou kom met verwagting. En ek wil jou challenge vandag, hou aan kom, al antwoord God nie jou gebed wanneer jy wil hê hy moet nie, of hoe jy wil hê hy moet nie. Kom na hom toe vol verwagting, want dis wat ek sien in die woord. Want dan gaan Jesus en hy challenge ons in vers 4, hy sê die volgende, en vergewe ons, so Here, gee ons vandag wat ons nodig het,
En vergewe ons sondes, net soos ons die wat teen ons gesondig het, vergewe. En bring ons nie in die versoeking nie. En wat Jesus doen is hy kom en hy sluit die Onse Vader gebed hier af, en ons van die ander wat nou nog 'n gedeelte by het, maar spesifiek hier in Lukas 11 sluit Jesus die gebed hier af. En wat hy ons kom leer is, hy kom leer ons, hy sê, Here, ek nader tot U, U voorsien vir my, maar help my om dit uit te leef. Help my om ander te vergewe. Soos wat ek vergewe is, Here, want U het aan die kruis vir my gesterf, want U is my goed. Here, help my dat dit sal uitspeel in my lewe. En nou hier is die ding van gebed. En ek praat nie van gebed soos hier in die kerk, wanneer ons, hulle praat van korporatiewe gebed, wanneer ons saam met nie. Ek praat van wanneer jy in jou binnekamer is, en jy maak jou deur toe, of jy ry in jou kar op pad werk toe, en jy begin met die Here praat, dan begin op prentjies opkom, en gebed kan een van die ongemaklikste goed wees, wat my en jou in ons lewens gebeur, en dis dikwels hoekom ons dit vermy. Want gebed is 'n two-way conversation, en dit gaan twee rigtings. So nommer 1, ek praat met God, maar God gaan terugpraat, en wanneer God terugpraat, dikwels in my lewe, dan sê hy vir my, Marius, jy moet daai verhouding herstel. Jy moet daai oproep maak. Jy moet vir daai persoon gaan om verskoning vra. En dis die gedeelte van gebed wat niemand van ons hou nie. Inteendeel, julle, as ek moet vir julle sê, verkeer ek al hierdie, mense raak excited oor, Here, laat U koninkryk kom, yes, Here, hemel op aarde, awesome, mense raak excited, gee ons brood, woe, God ons Vader, yes, Here, vergewe ons as ons vergewe, yay, dit raak so stil. Want dis ewe skielik nie net meer Here U nie, maar die Here wat sê, okay, maar ek gaan jou nou verander. Jy sien enige Christen wat glo, wat glo en wat groei, soos ek in die begin gesê het, jy praat nie net meer soos jy in die begin gepraat het, jy begin groei, is iemand wat verander, daar kom ontwikkeling, daar kom 'n plek waar die Here vir jou sê, okay, jy het nou my gevra en ek antwoord, maar ek gaan jou nou stuur, om verhoudings te gaan herstel. Ek gaan jou stuur om by die werksplek goed te herstel. Jy moet ook jou skoonma bel. Voor Moedersdag. Jy moet ook jou eie pa of ma bel. Of jou boetie of jou sussie, of 'n persoon wat jou te nagekom het, jy het nodig om tot God te nader en te sê, Here, soos wat ek U vra om vir my te voorsien, Here, help my om dit in die wêreld te gaan uitleef. Jy sien, want kom na 'n plek toe wat God ons van, ek is mal oor hoe Dallas Willard dit sê, Richard Foster het 'n boek geskryf, Celebration of Discipline. As jy ooit hierdie boek sien, koop hom, is 'n baie ou boek. Maar hierdie boek het vir my ongelooflik baie beteken in my geestelike vorming en hoe ek nader aan Jesus beweeg het. En hoor wat mooi skryf vir dit. Hy sê, to pray is to change. Prayer is the central avenue God uses to transform us. If we are unwilling to change, we will abandon prayers as a notable characteristic of our lives. The closer we come to the heartbeat of God, the more we see our need and the more we desire to be conformed to Christ. Met ander woorde, Here, soos wat ek bid, kom verander my. Verander my houding teenoor ander mense. Jy sien, want vergifnis kan nie gebeur sonder verandering nie. En dit is so interessant dat Jesus die gebed hier eindig. Hy sê, Here, help ons om ander te vergewe soos wat ons vergewe is. Jy sien, dis waaroor die kruis gaan. Jesus, wat sonder skuld was, wat geen foute gehad het nie, het gekom sodat ons vergewe kan word. Maar hiersoos wat hy sê, soos wat julle deur die kruis vergewe is, soos wat ek gesterf het toe julle dit nie verdien het nie, want weet julle wat, kom ons wees eerlik met mekaar, daar's mense wat nie jou vergifnis verdien nie. Maar my antwoord op dit altyd is, ek het ook nie sy vergifnis verdien nie. En daarom wanneer ons hierdie gebed bid, dan is dit gevaarlike woorde, Here vergewe my, soos wat ek ander vergewe. So met ander woorde, die ander kant van dit is, Here, as ek nie vergewe nie, vergewe U my nie. So wanneer ons vanoggend na die nagmaal toe kom, en ons gaan nou saam nagmaal gebruik, wat die Here ons hiermee challenge is, wat gaan in jou hart aan? Waar is daar 'n oomblik wat ek wil kom en jou lewe kan kom indoen en jou kan kom verander? Jy sien, God kom ontmoet ons in hierdie pad van genesing, van verandering. Ons begin by wie hy is. Hy's 'n naby Vader wat vir ons omgee, wat net die beste vir ons wil hê. Ons bring ons behoeftes na hom toe en sê, Here, ek het 'n klomp goed vandag nodig. Ek het geduld nodig, ek het kos in my huis nodig, ek het finansies nodig, ek het liefde nodig, ek het wysheid nodig, dis die broodgedeelte. Maar Here, alles wat U vir my doen, mag dit uitspoel in my lewe.
gebed is nie net ek wat vir God vra nie, dis ek wat vir God vra, Here, okay, hoe speel dit in my lewe uit? Hoe verander ek nou? En vanoggend wil ek jou vra, dat hulle gaan nou die nagmaal begin uitdeel, maar soos wat hulle dit uitdeel, wil ek jy maar die nagmaal vashou, en ek wil hê jou gebed moet wees, Heilige Gees, kom wys vir my, wat is die plekke in my lewe, wat U my wil help om ander te vergewe. Dis die bergpredikasie waar Jesus die Onse Vader vir die mense leer, en hy sê, en vergeef ons sondeskuld, soos ons ook ons sondeskuldenaars vergewe het. Bewaar ons, sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie, maar bevry ons van die greep van die bose. Het is my interessant dat Jesus direk na hy praat oor vergifnis, praat hy oor die vashou wat die bose oor ons het. En dikwels wanneer ons nie vergewe nie, is dit die vyand wat ons vashou. En Jesus kom en hy sê, ons moet God vra, Here, bevry ons van daai vashou. Dis my gebed vanoggend. Hy sê, as julle die mense vergewe wat teen julle oortree, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle weier om die mense te vergewe, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. En vanoggend is my gebed dat ons in vryheid sal leef. Dis iemand wat die Onse Vader vir ons kom doen, is ons nader tot 'n Pa. Ons is nie meer in sonde nie, ons kan nou tot ons Pa, ons hoef nie meer weg te kruip soos in die tuin van Eden nie. Ons kan tot God nader deur die bloed van Jesus Christus. Maar hy challenge ons, dit wat ons vashou en dit wat by ons steel, soos onvergifnis, vir hom te gee. En so vanoggend, wanneer ons hierdie nagmaalbroodjie eet, sê, Here, dankie dat U in my plek gesterf het. Dankie dat U liggaam in my plek gebreek het. Here, sodat ek nie die prys hoef te betaal het nie. Here, help my asseblief dat ek ander sal vergewe, sodat hulle nie die prys hoef te betaal nie. Kom ons gebruik saam Jesus se liggaam, simbolies van Jesus se liggaam, hierdie broodjie. Here, ons gee die wraak vir U. Ons wil nie wraak neem nie, Here, ons wil, maar ons moet nie, en daarom gee ons dit vir U, Here, die wraak kom U toe. U besluit wat volgende moet gebeur, Here, en vir van ons is hierdie moeilik vanoggend. Vir van ons is dit moeilik om vandag te sê, Here, I let go and I let God. Here, want ek wil fight, ek wil terugbeklei. Maar Here, ons gee dit vir U. En ons weet dat U is in beheer. Here, mag mense vanoggend bevryding beleef omdat hulle dit vir U gee. Mag hulle 'n las van hulle skouers, van hulle siel af beleef hoe U vanoggend kom en dit wegvat en ons gee dit vir U. Here, saam met dit vanoggend, wanneer ons vanoggend hierdie nagmaal kelkie kom gebruik, Here, en U het gesê, drink hierdie bloed tot my nagedagtenis. Sodat julle hierdie broodjie ook eet tot my nagedagtenis. Is gegiet vir baie uit, U gesê in die woord, Here. Here, nie net dat ons sal laat gaan nie, maar dat ons sal vergewe. Die prys is betaal, U betaal die prys. Maar Here, help ons om vry te spreek vanoggend. Help ons om dit vandag vir U te gee, Here, soos wat die bloed ons skoon gewas het. Mag ons ander mense, dit wat hulle dalk teenoor ons gedoen het, of teen iemand vir wie ons lief is gedoen het, mag ons vandag ook dit vryspreek in Jesus naam. Kom ons drink saam, nagmaal kelkie. Here, ons spreek vanoggend vry, en ons vra, Here, dat U ons sal help, Here, want hierdie is ook 'n aanhoudende proses, dis nie 'n eenmalige ding nie. Die pad wat ons vorentoe moet stap, mag U vir ons wysheid kom gee. Mag U vir ons die krag kom gee. Soos ons gebid het, Here, gee ons daaglikse brood, Here. Gee ons daagliks die krag om mense te kan vergewe wat ons te nagekom het. Gee ons daagliks die krag om te kan vryspreek. En die herstelproses wat vorentoe is, gee ons die krag om deur te kan druk, Here, want ons kan dit nie uit ons eie uitdoen nie, slegs deur U krag kan ons dit doen. En so, Here, ons sluit volgende af deur te sê, ons Papa, wat vir ons so lief is en wat vir ons net die beste wil hê. Dankie dat U naby is, nader as my eie asem. Dankie dat U goed is en dat U nie so gebroken soos hierdie wêreld is nie, maar dat U heilig is, Here, dat U heeltemal anders is, en daarom kan ek na U toe kyk, Here, want U is die antwoord, want U is anders as die antwoorde wat hierdie wêreld het. Here, dankie dat ek kan kom bid, dat hier in ons samelewing, Here, hier waar ons beweeg, hier waar ons uit hierdie gebou uitgaan, Here, mag U koningsheerskap uitkom, Here, mag U wil geskied, hier in Klerksdorp, hier in Oase gemeente, en elke gesin vandag hier sy huis, soos wat dit in die hemel is, net so op aarde.
Here, gee ons vandag ons daaglikse brood. Gee ons dit wat ons vandag nodig het om deur te kan kom, emosioneel en fisies. Here, help ons om te kan onderskei tref tussen begeertes en behoeftes. En wanneer U nee sê, mag ons aanvaar, Here, dat U nog steeds in beheer is. Here, kom vergewe ons vir ons foute. Ons kan nie sonder U nie, Here, ons kom bely vanoggend dat ons het foute. Ons kan met liefde na U toe kom, Here. U is 'n Pa wat ons wegjaag soos 'n sleg hond omdat ons droog gemaak het nie. Ons kan na U toe kom want U is 'n goeie Vader wat ons ontvang soos kinders, wat ons deur dit wil help. Maar Here, soos wat U ons vergewe, help ons om ander ook te vergewe, al verdien hulle dit nie. Help ons met dit, Here. Here, bewaar ons van die bose, want die vyand val ons daagliks aan, val ons gedagtes aan, val ons menswees aan, Here, val ons werksplekke aan, maar soos ons vanoggend gesing het, I speak to the enemy, you can't have my family. Here, ons staan op en ons besef, ons leef vanuit die krag, so bewaar ons teen die bose, dat die bose nie die laaste 6 sal hê oor ons lewens nie. En lei ons, Here, dat ons hierdie sal gaan uitleef. Ons verhouding met U vloei na die verhouding in die wêreld toe. Dankie dat U hier is, Here. Gee ons 'n vuur, gee ons behoefte om meer te bid, om nader aan U te kom. Leer ons, Here, soos wat ons leer hoe om te praat as kinders, en ons vandag hier met mekaar volwasse gesprekke kan hê, leer ons om so te kan bid ook, Here. Dat ons sal groei van kinders na geestelike volwassenheid. Ek bid dit in Jesus se naam. As jy saamstem, wie net sê amen nie. Amen. Ek is so bly dat jy saam met ons ingeskakel het en ek glo en vertrou dat hierdie boodskap vir jou ook iets beteken het. As dit het, deel dit asseblief met vriende en familie en dan sien ons jou volgende week weer.